called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by vandag se erediens. Dit is so groot voorreg om vandag hierdie tyd saam met julle in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Ek gaan vanoggend vir ons die voete met die seën uitspreek en dan gaan ons ook met die res van ons diens voortgaan. Kom ons raak net so rustig. Die Here sê vir die wat angstig is, hou moed, moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God. Die wraak kom, die vergelding deur julle God. Hy is een wat sal kom en julle sal verlos. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Kom ons raak net so oomblik stil en dan doen ons ook 'n gebed saam. Here in Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons osself u kinders kan noem. En Heer, eintlik verdien ons hierdie voorreg glad nie. Tog weet ons dat deur Jesus Christus ons ook weer in 'n nuwe verhouding met u kan staan. En daarom wil ons vra, Heer, dat u ook in ons harte sal kom vandag en dat u deur die woord vandag tot elkeen van ons sal kom spreek. Ons kan nie op ons eie krag en ons eie manier van doen dit reg kry om selfs naasem by die dinge te doen wat nodig is om nader aan u te kom nie. En daarom het u seën ook vir elkeen van ons gestuur. Ons bid nou, Heer, maak dit in ons gemoed stil, sodat ons u hier kan ontvang. Dankie, Here, vir hierdie gawe. Amen. Goed, ek wil hê julle moet vandag saam met my deur 'n paar stappies gaan. Ek wil hê julle moet 'n bietjie kyk, wat dink julle is die grootste en wat is die kleinste? So, ek gaan vir julle 'n paar prentjies wys en net so 'n beskrywingkie daarby en dan besluit jy, wat is groter of kleiner? Die eerste een is iemand wat baie geld het. Wat dink jy? Groot of klein? Die tweede een, iemand wat ander help. Groot of klein? Iemand wat altyd spog. Jy kan sommer sien hierdie ouetjie sê, I'm the man, look at me everyone. En wat dink jy? Groot of klein? Iemand wat sag praat en luister? Groot of klein? 'n kind wat bid? Groot of klein? Ek dink julle sal sommer dadelik kan sien waarheen ek met hierdie gaan, nê? Want eintlik is hier 'n wesenlike vraag wat ons graag vandag agter die kap van die byl van wil kom. Wanneer ons 'n gedeelte, die gedeelte uit Lukas 1 vers 46 tot 56 lees. Hier is 'n besonderse gedeelte en ons sal later meer daaroor sê. Maar kom ons dink net 'n bietjie oor hierdie stellings wat vandag gemaak word. Wat ons eintlik sopas gemaak het. Iemand wat baie geld het, word ook tog dikwels gesien as groter as iemand wat nie geld het nie. Iemand wat geld het, kan invloed uitoefen en kan meer voorsien vir hulle kinders en dis meer. En dikwels word hulle as meer suksesvol geag as die mense wat nie geld het nie. Iemand wat ander help, terwyl dit ons in 'n Christelike omgewing is, kyk ons baie positief na iemand wat ander help, maar dit is nie noodwendig altyd so nie, want dink maar net aan jou eie omstandighede. Hoeveel keer het ons iemand nie gehelp nie, omdat dit dalk sou beteken dat as ek daai persoon help, hulle dalk dieselfde vlak van kennis as ek kan bereik, en dat hulle dalk my uit 'n werk uit kan presteer. So, ons is nie altyd so gretig om ander mense te help nie, nê? En dit word nie altyd as 'n positief gesien nie. Iemand wat altyd spog. Ek dink in die media van vandag, veral op sosiale media,
is dit nogal iets wat as baie groot beskou word, nê? Ek moet myself groter maak, beter maak as iemand anderste. Dit laat my half dink aan daardie poue wat hulle stertvere oopsprei om groter en meer elegant en belangriker te lyk as die volgende een, nê? Nou ons is ook partykeer so, want as ons groter lyk as die volgende persoon, dan staan ons 'n beter kans om voor te kom. Ek dink nou net aan daardie survivor shows wat ons so kyk, nê. Almal hou mos daarvan om dit te kyk. En die een ding wat altyd daar uitstaan is dat die mense daar dink, hoorie, ek moet net groter, beter, sterker lyk as almal anderste en ons is besig met mind games om te probeer voorkom en dit plaas ons voor iemand anderste. Dan kry ons die mense, iemand wat sag praat en luister. Nou, goed, weer eens in ons Christelike konteks sal ons nou nie sleg dink daarvan nie, maar as ons in 'n wêreldse konteks kom, dan sou mense die vraag oor maar hoekom sal ek my tyd wil mors met iemand wat sukkel? Hoekom sal ek my tyd wil mors met iemand wat sukkel? Hulle is te min. Ons hoor mos die kinders sê dit, nê. Swakheid is nie altyd 'n positiewe ding nie, en as iemand sê jy's te min en dan sou mens definitief ook nie jou tyd wil mors met iemand wat jy beskou as te min nie. 'n Kind wat bid, partykeer sê ons mos vir onsself, wat maak dit nou saak of ek bid, want ek bid en ek bid en ek bid, maar my gebede, waarheen gaan dit heen? Dit voel vir my elke dag asof ek my gebede teen die dak vasbid, nê? Dis wat party mense sê. En daarom is hierdie kind wat bid nie altyd 'n positiewe beeld vir mense nie. En dink mense dat hierdie kind is bygelowig, en sy dink nou regtig dat haar gebede iets gaan doen en dis meer, né? Miskien sou julle hierdie tipe van goed al gehoor het rondom julle. Maar weet julle wat? In al hierdie goed, waar mense dink hulle is belangrik, waar die eie self voorop kom en waar mense dink hulle staan eerste, maak dit vir God glad nie saak wat mense van jou dink en wie jy selfs dink jy is voor ander mense nie. Die wêreld is nie altyd baie lief vir mense wat sukkel nie. Hulle word gesien as weak, soos ons gesê het, hulle is te min, soos die jonger mense vandag sal sê, nê. Daarom kyk mense op sulke ouens en meisies neer. Maar raai wat? God kyk gelukkig anderste na mense. En sjoe, dankie tog, nê. Want vir hom is dit gewoonlik die mense wat hulle nederig en klein hou wat vir hom die belangrikste is. Jesus sê dit tog in Matteus 5 wanneer hy sê, gelukkig is die armoediges, die mense wat arm van gees is, nê. Vir hulle is die koninkryk van God beskikbaar. Die mense wat ly, die mense wat seer kry, nê. Dit is hulle wat 'n ereplek in God se koninkryk inneem. God wil hulle graag seën. Vandag gaan ons hoor van Maria wat 'n liedjie gesing het wat nie baie mense so baie van sou gehou het in die tyd waarin sy dit gedoen het nie. Sy skop stof in mense se oë, nê, en in hulle ore sommer, want dit wat sy sê is nie dinge wat mense graag wil hoor nie. Dit keer die wêreld op sy kop en sê dat God deur Jesus die wêreld gaan verander in 'n plek waar die minstes die meeste word. Hulle wat onbelangrik is in die oë van die wêreld, word skielik die belangrikste in die koninkryk van God. En kom ons lees nou hierdie gedeelte saam uit Lukas uit. Ons lees uit Lukas 1 van vers 46 tot 56. Kom ons lees die gedeelte saam. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy.
hongerig is, versadig hy met goeie gawes en ryk is, stuur hy met leë hande weg. Sy dienskneg Israel het hy bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Hierdie is 'n pragtige gedeelte in Lukas en dit is so wonderlik dat hierdie gedeelte sommer so aan die begin van Lukas se vertelling van die evangelie van Jesus Christus kom, nê. En kom ons kry net gou 'n bietjie konteks vir wat hier besig is om te gebeur. Want Maria is tot op hierdie stadium waarskynlik gevul met baie angs. Sy het nie geweet wat besig is om met haar te gebeur nie. Sy het dit nog nie mooi verstaan nie. Ek meen die engel het by haar gekom en vir haar gesê, Maria, jy sal swanger word en jy sal 'n kind in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Maar sy het nog niks daarvan verstaan nie. Boonop dit alles was sy nog nie getroud gewees nie. Sy was maar nog verloof met Josef gewees, maar sy was nog nie getroud gewees nie. En in die tyd waarin sy geleef het, was dit 'n absolute skande en oneer om in daardie omstandighede swanger te wees. En Josef het boonop dit als geweet, dat dit definitief nie die kind gewees het wat hy by haar verwek het nie. Dit was vir hom iets snaaks. En te midde van hierdie moontlike skande wat sy beleef het en so aan, en die ongemaklikheid van hierdie situasie, moes sy waarskynlik baie angstig gewees het. Sy moes baie bang gewees het en 'n tipe van diep donker gat in die gesig gestaar het. Maar dan gaan sy na haar tante Elisabeth toe, wat op daardie stadium ook swanger was met Johannes, wat later ook as Johannes die Doper bekend sou staan. En toe Maria daar aankom, begin die klein babietjie Johannes daar in Elisabeth se maag te beweeg en Elisabeth begin om 'n loflied te sing oor Maria wat so geseënd is om hierdie kindjie Jesus in die wêreld te bring. En dan kom Maria se reaksie, want skielik is dit vir haar duidelik wat haar roeping van die Here is. Skielik verander hierdie angs en hierdie donkerte wat sy beleef het tot op hierdie stadium, die onsekerheid wat sy beleef het, verander in 'n vreugde, want nou sien sy hierdie angs en donkerte wat mense van haar sien en van haar dink, sien sy as God wat deur haar op 'n bepaalde manier wil werk en 'n wonderlike ding in hierdie wêreld wil kom doen. En wanneer sy hierdie gebed bid, is dit half amper soos 'n vooruitskouing van alles wat Jesus sou kom doen. Want waarmee begin sy in hierdie gedeelte? Ekskuus dat ek net na bladsy 1 gaan hierso. Sy begin hier en sê, my gees jubel oor God, my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. En is so amper half asof sy haarself weer in daardie momente inleef waar Israel so dikwels hulle self bevind het. Een van die temas wat nogal baie in die Nuwe Testament aangehaal word en gebruik word en wat in die gedagtes van mense van hierdie tyd sterk nog herhaal en oorvertel sou word, is juis dit wat gebeur het in Egipte. Hierdie bevryding wat uit die hand van God gekom het. En dit kan half as 'n tipe van 'n raamwerk dien waarbinne mens ook iets van wat Maria hier oproep van die verlede in perspektief vir ons bring. Maar terselfdertyd het sy ook hoop en verwagting vir dit wat Jesus gaan kom doen. Want deur hierdie Jesus gaan God met ander woorde dieselfde doen as wat hy deur 'n Moses gedoen het, wat hy deur 'n Gideon gedoen het en dies meer. Wat gebeur? Onthou julle nog, Moses, hierdie mannetjie wat hakkel, hy moet na Farao toe gaan om daar vir die Farao te gaan sê, laat my mense gaan. Die Here sê, laat my mense gaan.
Hy gebruik hierdie swak persoon in die oë van almal om hierdie wonderlike groot ding te doen. Dink aan Gideon, wat het hy gedoen? God stuur vir Gideon om met 300 man rondom die mure van Jerigo te loop en dan is dit God wat die oorwinning behaal. Maar hy gebruik hierdie jong man Gideon om dit te doen. Dink aan Dawid. Dawid is skaapwagter, 'n jong seun wat voor Goliat gaan staan het en Goliat met 'n klip tussen die oë gooi en Goliat is oorwin. Die Filistyne is oorwin in daardie oomblik. Hoor julle? So God is nog altyd besig om die geringstes, die nederiges, die kleinstes te gebruik om sy wonderlike werk te doen en Maria onthou dit in daardie oomblik. En sy weet skielik dat God ook dieselfde gaan doen deur haar. Want sy was een van daardie geringstes van haar geslag en tyd. En sy sê dan, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hoe wonderlik is dit nie? Want hoor julle hoe hierdie angs van haar, ekskuus, ek kom agter ek het die verkeerde goed gedruk hierso. Hierdie angs van haar het skielik in 'n besef ingegaan waar sy weet, maar dis God wat besig is om ook met haar te handel. En dan gaan sy verder en sy sê, kyk net, hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. En dan kom hierdie woorde wat sê, God gaan deur Jesus Christus hierdie wêreld omkeer, net soos wat hy in die verlede het. Want net soos wat hy die hoogmoediges, die heersers, die hoogmoediges verwar het en die heersers van hulle trone afgeruk het en die geringes verhoog het in die verlede, net so sal God dit weer kom doen deur hierdie seun wat Maria besig is om te dra. Hierdie seun Jesus sal die wêreld op sy kop kom keer. En gaan sy selfs verder en sy sê, sy dienskneg Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou. Hier's iets van hierdie vervulling van hierdie lang verwagte Messias wat Maria sê in vervulling gaan. En soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig, so kom God nou hierdie belofte na. Hoor julle hierdie onsekerheid, hierdie donkerte, hierdie angs wat sy ervaar het, skielik verander in hierdie ongelooflike vreugde. Want sy het besef, God het haar nie alleen gelos nie. God het haar nie maar net aan haar eie lot oorgelaat nie, maar hy is besig om haar, wat as een van die geringstes in die samelewing beskou word, veral omdat sy nog 'n vrou ook is, hef hy op en hy maak haar belangrik in die geskiedenis, sodat almal van ons nog steeds van Maria praat, wat vir Jesus geboorte geskenk het. Dis nie en hoor julle, dis nie asof sy haarself belangrik maak in hierdie storie nie. Waar gaan die eer? Die eer gaan aan God. Die een wat die verlossing bring. Die een wat hierdie kind in haar verwek het en wat deur hierdie kind die wêreld sou kom verlos. Maar kyk net ook as na ons eie omstandighede. Hierdie jaar was vol uitdagende situasies gewees. Ons kan maar net kyk na die wêreldomstandighede. Daar was nuwe oorloë wat ontstaan het. Daar is in ons eie lewe moeilike situasies wat kop uitgesteek het. Daar is sekerlik ook oomblikke in ons lewe gewees gedurende die jaar, of dalk is jy op die oomblik in so 'n situasie waar jy hierdie angs en donkerte van 'n Maria, wat onseker was oor die toekoms, miskien ervaar het of nog steeds doen. Maar hoor, waar gaan sy heen met hierdie vraag? Die oomblik wanneer sy besef dat God haar nie alleen gelaat het nie, verander dinge vir haar. Kyk, waarheen vat Jesus ons op die ou end. Hy doen inderdaad wat Maria hier verwag het en hy keer die wêreld op sy kop om ons na 'n plek van ewige lewe en rus
te neem. So, in hierdie hele verhaal is daar iets besonders wat besig is om plaas te vind. Want waarheen vat hy ons? Hy vat ons weg van hierdie plek van lyding af na 'n plek van oorwinning. Kyk na Jesus, wat doen hy? Hy kom nie om die ryk man te wees met baie weelde nie. Hy spog nie en praat groot van homself nie. Maar kyk wat gebeur. Wanneer hy kom lê hy nie in 'n fancy hospitaal waar hy al die goeie sorg sou kon kry wat hy moes nie. Nee, dit verruil hy eerder vir 'n krib, 'n sybak of 'n voerbak vir diere. Daarin word Jesus toegedraai en so word hy die nederige koning wat die wêreld eintlik nie verwag het nie. Want dit wat die wêreld verwag het, was hierdie weelde, hierdie koninklike figuur, hierdie sterk militêre leier. Jesus sou sekerlik hierdie kruis kon gevra het, een met weelde, hierdie kruis met al die bling wat 'n mens sou kon wou gehad het. Maar in plaas daarvan, kyk waar eindig sy lewe. Hy verruil die bling vir 'n houtkruis, 'n simbool van lyding, 'n simbool van kwaad. En hierdie simbool verander hy in 'n simbool van hoop. Jesus, deur wat hy gedoen het, kom verlos die wêreld. Dit wat 'n simbool was van absolute verlorenheid en slegte mense en so aan, verander hy en hy maak dit 'n simbool wat as iemand dit sien, hulle hoop kry. Dit is waarvan Maria sing. En hoe reageer ons in hierdie tyd ook op hierdie verwagting wat Maria gehad het? Jesus het ons bangheid geneem, ons angs en ons donkerte en het op hom geneem. En hy word soos een van die minstes om so God se meeste te word. En omdat hy dit gedoen het, daarom kan ek en jy lewe. En as ek en jy vandag lewe en asemhaal en ons in hierdie donker situasie is dit wat vir ons hoop gee. Jesus Christus wat gekom het om vir ons verlossing te bring. En dit maak nie saak in watter omstandighede ek myself bevind nie. Ek is nie ewig daarvan gevange nie. Eendag sal my liggaam sterf, maar ek is wie ek in essensie is voor God, sal bly voortleef saam met God in alle ewigheid. En wat doen ons nou? Ons sê dankie. Ons sing ons eie liedere vir die Here van vreugde. Ons doen dit deur so te lewe dat ons ook die geringstes in ons samelewing ag. Dat ons ook alles in ons vermoë doen om aan God getrou te bly. Ons ore is aan God wat vreugde gee. Ons sing 'n lied van vreugde. Ons lewe in blydskap. Ons gaan uit in hierdie wêreld en ons gaan verkondig vir mense, nie dat dit die suksesvolste mense is wat vir God belangrik is nie, maar ons gaan vertel vir mense, elke mens is belangrik vir God. Ons gaan vertel vir mense, as jy nederig is, as jy in donkerte gehul is, as jy verlore voel, en jy voel dat daar geen uitkoms is nie, kan jy maar weet, die Here is nie baie ver van jou af nie. En as jy een van die armstes is, kan jy maar weet, vir God is jy net so belangrik soos die rykste mens. En as jy as swak beskou word, kan jy maar weet, in die koninkryk van God het jy 'n ereplek. Hoe wonderlik is dit nie? En daarom, broers en susters, sing ons in hierdie adventstyd, in die tyd wat ons die koms van Jesus Christus of die afwagting van Jesus Christus se koms vier, en wat ons ook self in afwagting leef van die tweede koms van Jesus Christus, sing ons Kersliedere, sing ons lofliedere tot eer van God, want is hy wat vir ons help
om ons angs en ons donkerte te verander in vreugde. God verander ons angs en donkerte in Jesus Christus, in sy Gees, in vreugde. En mag dit jou ervaring ook wees in hierdie Kerstyd. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here in Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vandag by U kan stil geword het, Heer. Ons wil vandag bid dat U ons sal help om die vreugde van U koninkryk ook in ons lewe te herontdek. Partykeer kyk ons en ons sien net donkerte. Ons voel net die angs, ons voel die vrees in ons gemoedere. Maar Here, help ons om vandag U raak te sien, want U is nooit ver van ons waar ons in sulke omstandighede is nie. En as ons maar net uitroep, leer die geskiedenis wat ons van lees in die Bybel vir ons, U is nooit ver van ons af nie. En Here, daarom vertrou ons dat ons 'n toekoms het. Ons sien uit na die ewige lewe, Here. En ons wil ook vandag bid, Maranatha, kom gou, Here, sodat ons die volheid van U koninkryk, die vreugde wat daar in U is, kan ervaar. Here, ons bid dat U in hierdie tyd ook ons sal help om hand uit te reik na hulle wat werklik verlore is, hulle wat nie genoeg het om van te lewe nie, hulle wat sukkel om voor te kom meer. Gebruik ons as die instrumente in hierdie wêreld om 'n stuk positiwiteit te bring en om draers van vrede in hierdie wêreld te wees. Wees U met elkeen wat dalk besig is om deur hulle eie angs en donkerte te worstel, Heer, en wil U gee dat hulle by U weer vreugde sal vind en dat hulle, soos Maria eens op 'n tyd gedoen het, weer hulle loflied tot U eer kan sing, Heer. En ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons is baie na aan die einde van ons erediens en ek wil vir elkeen van julle ook 'n baie mooi dag toewens. Ek hoop dat julle ook 'n geseënde week sal hê en mag julle ook ervaar dat God julle uit julle angs en donkerte red. Daar gaan wel 'n paar afkondigings wees na ek die seën uitgespreek het en ek nooi julle uit om gerus daarvoor te bly. As jy ook tot ons bediening wil bydra, is jy welkom om so te doen. Die inligting is op die skerm op die oomblik, maar ek dink eintlik die heel maklikste is om net sommer in die skakels onderaan hierdie video te gaan kyk en daar is vir die twee gemeentes, die hervormde gemeente Oos-London en die NG gemeente Nahoon, 'n skakel wat jy kan volg om sommer per debiet of kredietkaart ook 'n bydrae te maak. Ek wens vir jou 'n baie voorspoedige dag verder toe en kom ons ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ek sien julle dan volgende week. Tot volgende keer.
Put one on flesh and put life in